Ag vriende, goeiemôre. Hoekom is die gesiggie so lank vanmôre? Die paar All Blacks ondersteuners hier onder ons glimlag verskriklik, maar baie geluk aan julle span, ja. Maar ons kan ook nou nie alles wen nie, nê? Dit is nou maar so, maar ja, okay. Ons hoop nou maar, daar kom 'n veranderingkie. Nee, ag vriende, ek baie welkom vanoggend. Dis goed om elkeen te sien. Dis lekker om hier te wees. Vroegoggend was dit koel geweest en so half kouerig, dink dit gaan 'n lekker koue dag wees en hier kom die son uit en ons is dankbaar, dit lyk na 'n baie mooi Sondagoggend en 'n Sondagdag en ek hoop dat die dag sommer net vir julle vreugde sal inbring wat jy ook al die dag gaan doen. Ek wil sommer net vra, ons het nou lanklaas, ons het nou 2 Sondae wat dan nou af Sondag was, dat daar nou nie kategese was nie, so ons was nou nie so lekker vol kerk soos vanoggend nie. Groet net die ou daar langs jou of voor jou, sê net hallo as daar 'n vreemdeling is of hier nuwe mense is, besoekers by ons, sê net hallo vir ja, dat almal daarom net tuis voel hierso en welkom voel. Dis lekker om elkeen vanoggend dan ook te kan sien. Vriende, net so 1 of 2 afkondigingkies wat ek net so vinnig onder julle aandag wil bring. Die een is, daar is kategese vanoggend en net na dit, of na die erediens, so die kinders gaan na hulle klassies en daar is heerlike koffie en tee en koekies wat julle lekker saam kan kuier, daar onder die boom, daar by die sysaal. So kom ons kuier 'n bietjie saam, gesels 'n bietjie, vang op en sommer bring sommer net weer alles tot by mekaar. Dan die ander ding, ons het dit nou al so begin deurskemer, as mense dit so kan stel, of mense het al begin praat daaroor. Ons uitreik na Zimbabwe, moes ons ongelukkig weer uitskuif, of eintlik keine kanselleer, wat beteken dat ons die Bybels en die klere en die poppies en alles wat ons het, gaan ons nou nie hou tot wanneer ons nou eendag kan gaan nie. Ons gaan nou 'n plan maak, ons is besig om planne te maak, om dit te laat gaan, en tot in Johannesburg te kry, en dan het ons met Morgenster kontak gemaak, daar is iemand, of wat dit dan vir ons sal oor die grens kan vat, tot in Morgenster. Vriende, dit is baie sleg om daardie besluit te neem, maar ons het baie gebid daaroor, en die redes vir die besluit, en ek wil dit graag aan u kommunikeer, dat dit nie is van, ja, maar julle besluit op 'n ding en dan los julle dit nie. Die eerste hoofrede is die brandstofkoste. Ons almal voel die brandstofverhogings, maar dit het net nie begin sin maak, die klomp geld wat ons vir brandstof sal moet uithaal om daar te kom. So die hoofrede was die brandstofkoste. Dan die tweede rede is die roete wat ons moes ry. Ons sou gewoonlik deur Meyringspoort gegaan het, maar dis moes nou eers nou toe, en so ons moet 'n ompad ry. Met die gevolg is, ons gaan van die 10 dae van die uitreik, 6 dae op die pad wees, en net 4 dae daar. So dit maak ook nie sin as jy vat, hoe lank jy moet ry om daar te kom, en dan nou weer terug te kom nie. En dan die derde rede was rondom veiligheid. Daar is nou maar so 'n bietjie uitdagings rondom veiligheid, en toe het ons besluit, maar kom ons stop dit, maar ons gaan definitief die produkte daar kry. So moenie bekommerd wees nie, so die klere en al die poppies en die Bybels en alles gaan definitief by Zimbabwe uitkom. En ook volgende Sondag, moet jy nou in gedagte hou, die 30ste is Bybelsondag. Daai Sondag na kerk gaan ons daai Bybels 'n plakkertjie inplak. In daai plakkertjie staan, dit is 'n geskenk van die NG Gemeente Oudtshoorn Welgeluk, en so elke ou wat daai Bybel gaan kry, gaan dit kan sien, en dit gaan in Engels wees, want daar is so 'n klomp Engelse Bybels, maar daar is ook Shona Bybels, en dit gaan ook in Shona wees. So volgende Sondag na kerk gaan ons, op Bybelsondag, gaan ons gou in die saal daardie Bybels plak, en dan, alwel gaan jy nou nie fisies saam met die uitreik nie, jy kan daardie plakkertjie wat jy in die Bybel gesit het, is 'n manier om dit te laat saamgaan. Dit is dit. Dan die laaste dingetjie is net van my kant af, soos jy ook nou al seker in die nuus gelees het, die komende week is daar 'n groot predikant saamkom, soos hulle sal sê, by die heerlike Goudini. Dis nou 'n lekker werk wat ek het, nê. Nee, die algemene synode het so 'n klompe jare terug, 21 jaar terug presies te wees, in 2005, het hulle so 'n byeenkoms gehou in Bloemfontein.
ons is dominees van die NG Kerk, kom sien mekaar by synodes, so die Wes-Kaap of Oos-Kaap of Noord-Kaap of Vrystaat of die noordelike synodes, maar ons sien nooit mekaar in geheel nie, en toe besluit hulle maar, dis tyd dat ons vir die hele NG Kerk in Suid-Afrika, se dominees kom hierdie week in Gaudenie by mekaar. So ek is dan nou bietjie uitstedig, en ons is van maandag van môre af tot Vrydag, ons is dan nou daar betrokke. Hier is daarom, die emeritus kan ongelukkig nie gaan nie, so die emeritus dominees is beskikbaar, as daar 'n krisis is, dan sal ons hulle kontak. Maar in die week is ons dan nou by lees maar, dit gaan definitief in die koerante wees, van die klomp predikante. 700 van hulle bymekaar, gaan nogal seker ook 'n uitdaging of 2 wees, maar ons is dan die week daar in Gaudenie bymekaar. OK. Vriende, ons gaan eers stil raak, voor ek met die liturgie gaan begin. Terwyl die kinders uitbeweeg, kom ons raak vir 'n oomblik stil in hierdie Sondagmôre. Kom ons praat met die Here. Here, U is die Alfa en die Omega. U is die begin en die einde van alles. Dankie dat ons vanmôre U kan aanbid in hierdie kerkgebou. Dankie dat ons kan deel wees van 'n liefdesgemeenskap, 'n geloofsgemeenskap, 'n gemeenskap waar ons U stem wil hoor, U wil doen. En meer nog, Here, U lig wil laat skyn. Here, seën ons in hierdie môre, seën ons in hierdie erediens. Mag alles tot eer van U naam wees. Amen. Vriende, kom ons begin met hierdie woorde, en ons gaan dit so 3 keer sê, omdat ons dit wil indring by onsself, wanneer ons hierdie woorde sê, die Here is ons herder. Luister wat julle sê, die Here is ons herder. Die Here is ons herder. Geliefdes, wees dan gegroet vanoggend in hierdie pragtige môre met die woorde, genade en vrede vir julle. Mag julle vandag opnuut besef wat dit beteken as jy bely, ons kom niks kort nie. Amen. Vriende, kom ons word stil voor die Here voordat ons die Bybels oopmaak. Kom ons bid saam in hierdie oomblik. Here God, as ons met hierdie lied kom bely dat U is waardig, U is die lam, U is die een wat die boek kan oopmaak. Here, ons kom vanmôre opnuut en ons kom bely dit voor U. Ons kom sê dat U is ons Here. U is die opgestaande Jesus. U lewe. En U sit aan die regterhand van U Vader. Here, maar ons is ook vanmôre hier met ons stikkendheid, Here. Met ons broosheid, met ons seer, met ons vrae. Want Here, dit is nie altyd so maklik om in hierdie lewe te leef nie. Ons hoor van mense rondom ons wat siek is, Here, wat sukkel met hulle gesondheid, wat finansiële en emosionele uitdagings in hulle lewe beleef en vra het en sommer net moedeloos is. Here, ons kom bid vanmôre vir elkeen van daardie mense.
Ons kom vra dat die genade oor hulle sal wees. Here, maar ons bid ook vir ons wat vanmôre in hierdie kerkgebou sit, wat nou ons Bybels gaan oopmaak en saam uit die woord uit gaan lees. Ons kom bid vir verandering, vir vernuwing. Ons kom bid dat die Gees deur ons lewe sal beweeg en sal waai en dat hy vir ons sal help om nuut te dink en nuut te leef. Dit bid ons alles in Jesus se naam vanoggend. Amen. Vriende, ons is by Romeine 12. Nou, dit is 'n baie bekende gedeelte. Dit is 'n gedeelte wat ek baie keer aanhaal ook, want dit is bekende verse wat hier staan. Maar ek wil hê ons moet vanoggend vir 'n oomblik net weer 'n bietjie stil staan by Romeine 12 vers 1 tot 8. Wat Paulus hier vir die gemeente in Rome skryf. Nou moet ons net, voordat ek begin lees, wil ek net vir julle so 1 of 2 opmerkings maak. Die gemeente in Rome was 'n klein groepie Christene. Dit was nie 'n massiewe, groot, sterk gemeente nie. Maar die mense wat daar was lief vir die Here en het moeite gedoen om mekaar te ondersteun en te help. Maar daar was geweldige uitdaging, daar was vervolging van hierdie gelowiges. Mense is doodgemaak, mense is gevange geneem. So die Christene in Rome het dit nie maklik gehad nie. Maar ook die ander godsdienste wat daar beoefen is. Paulus skryf ook vir daai mense hierdie brief, om vir hulle te verduidelik, hoe werk hierdie verlossing, waarvan hy nou so getuig en preek en rondgaan. Trouwens, Paulus het in die Romeinse Ryk 3 sendingreise onderneem en gemeentes op verskillende plekke gevestig. En hy wil bitter graag hierdie gemeente ook besoek het. En hy het dit besoek, maar ongelukkig as 'n gevangene. Maar vir hierdie mense skryf hy dan die volgende. Kom ons lees daarvan hoofstuk 12, vers 1. Luister nou mooi, hy begin met en nou. So daar was 'n voorafgaande klomp goed wat gesê is, daarvan Romeine 3 tot 11, is daar 'n klomp dinge gesê, en dan sê hy en nou. Doen ek 'n beroep op julle broers en susters, op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Dis kragtige woorde. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam en die hele lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie in Christus een liggaam en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Net tot sover. So, ons lees dit net sover, vriende, mag die Here hierdie gedeelte aan ons harte seën. En ek wil jou uitnooi, gaan lees dit weer vanmiddag by die huis as jy kans het. Lees sommer die hele hoofstuk. Want
dit is so baie goed wat Paulus hier skryf. Interessant, ons het altyd so in die klas op universiteit gespot, en dan gehoop ons dat ons vir die Griekse eksamen nie Romeine kry nie, want dis die moeilikste Grieks wat jy kan kry. Want omdat Paulus so verskriklike baie woorde gebruik om goed te beskryf, moet jy maar fyn lees en mooi lees om te verstaan wat hier is. Maar wonderlik, die Afrikaanse vertaling gee vir ons daardie woorde en ons kan dit vir mekaar verduidelik waaroor dit hier gaan. Soos ek gesê het, skryf Paulus hierdie brief vir die Christene in Rome. Die Christene beleef moeilike tye. Ons het iets daarvan beleef van laas naweek tot Dinsdag. Weet julle wat was daai moeilike tyd? Ons gaan nou nie verder daaroor uitbrei nie. Maar om 90 uur sonder elektrisiteit te wees is nogal 'n uitdaging, nê? En dit het almal se meters in die rooi gedruk. Maar ons is nou weer daarom almal mooi besadig en ontspanne en ons gaan nou weer aan. Daar is daarom nou weer elektrisiteit. Maar wat maak ek en jy in moeilike omstandighede? Wat gebeur binne in jou wanneer jy, kan ek dit maar so sê, in die rooi gedruk word? Wanneer die uitdagings vir jou voel, dit oorweldig jou net eenvoudig. Dis net te groot. Hoe reageer ek en jy op daardie uitdagings in ons lewe? En dit is waaroor Romeine 12 eintlik gaan. Romeine 12 wil vir die leser van hierdie teks opnuut laat besef, daar is 'n transformerende krag van God. Daar gebeur iets by jou as mens, wanneer jy toelaat dat die Heilige Gees jou kom omdop en nuut maak en verander. 'n Klein seentjie gaan eendag vir die eerste keer saam met sy ouers kerk toe. Nou vra hy vir sy ma en sy pa, waarheen gaan ons nou vandag? Ons gaan kerk toe. Nou kom hulle by die kerkgebou. Hy sê, is dit die plek? Hy sê, ja, dis die kerk hierdie, ons gaan hierna toe, ons gaan vir die Here Jesus hier aanbid, ons gaan lekker saam sing, ons gaan uit die Bybel uitlees, en ons gaan eer bring aan die Here. Nou gaan hy saam, beleef die diens, toe hulle nou huis toe ry, vra hy vir sy ma, Mama, maar dit lyk of die Here nie vandag daar was nie. En sy ma is so 'n bietjie ontsteld en sy draai om en sy vra vir my, hoekom sê jy so? Nee, want ek het hom nie daar gesien nie. Nou, dit is maklik, mense kan nou vir 'n kind verduidelik, maar die Here is in sy gees hierso, ons gaan hom nie fisies kan sien nie. Maar die kind het eintlik bedoel, die mense wat daar was, het dit nie geopenbaar, dat die Here in hulle lewe is nie. Wat sien ander mense in jou lewe, as hulle met jou te doen het? As hulle met jou paaie kruis? Want dit is wat Paulus hier nou vir hierdie gemeente wil laat besef. Ek het nou vir julle die hele hoofstukke van Romeine 3 tot 11 verduidelik waaroor gaan die evangelie. Dit gaan oor God se genade. Dit gaan oor Jesus Christus wat opgestaan het. Hy het die prys betaal. Ons ken al daardie woorde, ons ken daai sinne. En nou wil ek vir julle wys, hoe lyk dit in jou lewe? Dis wat Paulus eintlik maar net sê. As hy dan sê, gee julleself as heilige offers vir God, beteken dit om jouself te gee. Ons verstaan dit, ons het begrip daarvoor. Maar vriende, wat sien mense in jou, as hulle met jou praat?
Sien hulle die genade van die Here Jesus? Sien hulle die liefde van hom? Of sien hulle net 'n stukkie negativiteit? Alles is altyd verkeerd. Niks is reg nie. Iemand skryf nou so 2-3 weke terug in die koerant, 'n beleggingskundige. Hy sê as jy wil negatief wees oor alles, dan nooi jy net 'n klomp Suid-Afrikaners vir 'n braai. Die beste ingenieurs om die elektrisiteitskrisis in Oudtshoorn die week toe kon oplos, het in Oudtshoorn gebly. Gaan lees die opmerkings op Facebook. Die beste afrigter om die Springbokke nou van hierdie verlore reg te maak, sit op die paviljoen. Dis so. Ons het vir ons die reg toegeëien dat ons van alles beter weet. As ek en jy te doen kry met die transformerende krag van God, dan kan ek en jy nie meer dieselfde wees nie. En dis wat Paulus eintlik maar vir die Romeine sê. Ten spyte van julle uitdagings, ten spyte van die moeilikheid, alles wat jy het is, daai krag moet in jou teenwoordig wees. Jy moet dit kan sien, mense moet dit kan sien. Want as dit nie gebeur nie, vriende, dan gebeur dit. Dan konformeer ons met die wêreld. Al die kinders kan sien, dis 'n verkleermannetjie, nê? Wat maak 'n verkleermannetjie? Hy neem die klere aan van die omgewing waar hy homself bevind. As dit op 'n groen takkie is, dan raak hy soos daai groen takkie. Of 'n bruin stomp is, of verskillende kleure het. Nou, ek dink daai een het op 'n Smartie boks gesit. Maar in elk geval, hy neem die klere aan van die plek waar hy is. Hy raak deel van daardie omgewing. En dis die uitdaging vandag as gelowiges. Is dat ons so geïndoktrineer word en onsself blootstel aan al hierdie dinge wat rondom ons gebeur, dat ons inderwaarheid toelaat dat ons konformeer. Dat ons deel raak van die wêreld. Mense kan nie meer sien, maar is ek 'n gelowige of is ek maar net deel van die wêreld? En dan raak ons stem stil. Dan raak ons getuienis stil. En dis wat Paulus hier probeer sê. Sê, as jy gelyk raak aan hierdie wêreld, het jy nie 'n stem nie. Gaan mense nie ag slaan op wat jy sê nie. Die vraag vir môre is eenvoudig. Is jy 'n verkleermannetjie? Nee, dankie. Prys die Here daarvoor. Of is jy 'n skoenlapper? Dit is eenvoudig. Hierdie metafore het ons al baie oor gepreek en is eenvoudige metafore, maar dit bly kragtig. Wat gebeur met 'n skoenlapper? Dis 'n larwe wat homself toevorm en dan verander hy en dan kom hierdie mooi skoenlapper tevoorskyn. Daar vind 'n transformasie plaas. En dit is wat God van ons verwag. Om te transformeer. Ja, ek weet, ons hoor verskriklik baie die woord van transformasie. Nou moet oral by die werk en in die samelewing hoor ons net van transformasie en van veranderinge goed. Maar dit is wêreldse goed. God soek 'n verandering in jou lewe, in jou hart. En dis wat Romeine vir ons kom help mee. En wat Paulus opnuut vir die gelowiges die uitdaging gee, is jy 'n verkleermannetjie of is jy die skoenlapper wat verander het?
En as jy verander, dan vra dit van jou sekere goed. Wat is dit? Is om anderste te wees en te praat en op te tree in hierdie wêreld. Vriende, die wêreld sukkel. As ons rondom ons kyk, is dit gebroke, is stikkend. Wat maak ek en jy as gelowiges? Is ons deel daarvan? Of bring ons bemoediging, bring ons verandering, bring ons lig in mense se lewe wat dit so nodig het? Dis nie nodig vir klomp fisiese goed baie keer. Ja, daar soms nood vir fisiese goed. Maar mense soek 'n oor, mense soek liefde, mense soek net omgee. Mag ons in hierdie week ingaan as gelowiges wat getransformeer is, wat iets beleef van hierdie krag wat in ons is. Want dis wat God van ons verwag. En ek sluit af met die opmerking. As God van ons verwag, Jesus van ons verwag om 'n lewendige, heilige offer te wees, dan is dit niks anderste as om hierdie verandering te gaan wees nie. Dis jou offer. Jy gee jouself vir God. En die wonderlike is, sy Gees help jou daarmee. Jy hoef dit nie self te gaan uitdink of uitprobeer nie. Jy gaan dit vir 'n oomblik regkry en dan gaan jy sukkel. Dit gaan juis oor sy Gees wat in jou werk. Mag die Heilige Gees in hierdie week ons so transformeer en verander, dat ander sal sien. Ons behoort aan God. Kom ons gee dit 'n kans, as ek dit so kan stel. Amen. Ek gee tyd vir stil gebed en refleksie om net 'n bietjie te dink oor wat het jy nou gehoor. Here, ons is vanmôre hier by mekaar omdat ons weet dat U ons wil verander. Dankie Here dat ons weet dat daai verandering vind in ons lewe plaas en dit begin by ons denke. Ons het gelees dat ons onsself op die altaar kom plaas, Here. Vra dit ook dat ons anders te moet dink. Mag ons opnuut hierdie week ingaan en net nuut gaan dink oor die lewe, wat ons doen en waarmee ons besig is. Seën ons in hierdie week. Amen. Vriende, ons gaan afsluit met ons laaste lied. Ons neem ons offergawes by die deure op, soos julle weet, net vir die besoekers by ons vanoggend. Kom ons sluit af met hierdie ou bekende sendinglied. Ons het dit as kinders baie gesing. Ek wil sing van Jesus liefde, van sy hart vol medelee, liefde vir verlore siele, van liefde ook vir my. Kom ons sluit af met hierdie lied.
Vriende, ontvang die seën van die Here en gaan in die huise en gaan leef in God se genade. Die liefde van God, die genade van Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees, julle seën en julle beskerm in hierdie week. Die Here seën julle. Amen.